Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 29 Januarie. Hou sulke manne in eer. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, hier waar ons nou nog 'n studie gaan hanteer, vra ons dat U asseblief teenwoordig mag wees, liewe Vader, en seën asseblief hierdie wat ons nou gaan lees. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Filippense 2 vers 25 tot 30. Hoe beskryf Paulus Epafroditus? Watter spesifieke gesindhede en handelinge van hierdie Christenberger word hier onthul? Ons lees Filippense 2 vers 25 tot 30. Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardige en bedienaar van my behoefte na julle te stuur, want hy het na julle almal verlang en was besorg omdat julle gehoor het dat hy siek was. En hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Ek het hom dus des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien en julle weer verbly en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer, want terwille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het aan die diensbetoning aan my. Filippense 2 vers 25 tot 30. Epafroditus word net in hierdie brief genoem, maar ons leer nogal baie oor hom uit die paar keer wat hy genoem word. Te oordeel aan sy naam, wat na die kultus van Aphrodite verwys, was hy 'n bekeerling uit 'n heidense agtergrond. Deur hom 'n medewerker te noem, word daar te kenne gegee dat hy aktief in die bediening was wat straks saam met Paulus in Filippi gewerk het. Deurdat daar genoem word dat hy saam stry vir die geloof in Filippense 1 vers 27, verwys dit heel waarskynlik na die stryd wat Epafroditus gehad het om die evangelie te versprei en waarvoor hy gewillig was om sy lewe te waag, Filippense 2 vers 30. As die afvaardige of in Grieks apostolos wat deur die kerk in Filippi aangestel was, was Epafroditus gestuur om Paulus in die tronk te bedien en om enige ander behoeftes wat hy dalk sou hê te hanteer in Filippense 2 vers 25. Hy was die een aan wie die Filippense hulle finansiële bydraes aan Paulus toevertrou het, Filippense 4 vers 18. Hierdie offergawes was uiters belangrik, want watter voedsel, klere, beddegoed of ander benodighede die gevangenes in die Romeinse tronk sou benodig het, moes geskenk geword het. Handelinge 24 vers 23 sê vir ons: En hy het die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. Nader aan die einde van sy tweede gevangenskap in Rome, het Paulus vir Timoteus gevra in 2 Timoteus 4 vers 21 en vers 13, beywer jou om voor die winter te kom en jy moet die reismantel bring, wat hy in Troas agtergelaat het. Paulus sou blykbaar hierdie dik wol oorjas in sy koue klip tronksel nodig gehad het. Dit was ook Epafroditus aan wie hierdie sendbrief toevertrou was om na die gemeente in Filippi terug te neem. Lees gerus Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 479. Dalk het Paulus as gevolg van die probleme in Filippi, lees gerus les 4 weer, dit noodsaaklik geag om Epafroditus vroeër as wat oorspronklik beplan was, terug te stuur en hy het daarop aangedring dat die Filippense hom in Filippense 2 vers 29 dan in die Here met alle blydskap moet ontvang. Paulus wou seker maak dat hulle nie oor sy eie situasie in die tronk bekommerd moes wees nie.
Hy het ook aangedring dat Epafroditus die tipe persoon is wat Christene in eer moet hou. Nie oor rykdom of sosiale status nie, maar oor sy opofferende gees deur die voorbeeld van Jesus na te volg. Lees gerus Filippense 2 vers 6 tot 11. Ons lees en vergelyk dan nou met Lukas 22 vers 25 tot 27. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word woldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan die tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan die tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Lukas 22 vers 25 tot 27. Die Griekse woord vir hoogagting of eer verskyn net 'n paar maal in die Nuwe Testament. Vir die dienskneg van die hoofman wat vir hom baie werd was in Lukas 7 vers 2, vir diegene aan wie daar eer bewys word deur waar hulle by die bruilofsfees geplaas word, Lukas 14 vers 8, en vir Jesus die kosbare hoeksteen. Ons lees 1 Petrus 2 vers 4 en vers 6. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. 1 Petrus 2 vers 4 en 6. Vir Epafroditus om in daardie groep ingesluit te word, moes hy inderdaad 'n getroue man gewees het.